Môre, môre, hoe gaan dit by julle? Ja, die nuwe kwartaal het aangebreek en ons het 'n lekker stil vakansie gehad met die Paastyd wat ook nou verby is. Ek hoop dit was vir julle 'n geestelike en ook 'n vervullende tyd in julle gesinne en families. En as jy so 'n bietjie die kans gehad het om weg te kom, dat jy 'n bietjie uit gaan rus het, so 'n bietjie in die Here se teenwoordigheid ook gekom het, en dat ons reg is vir 'n nuwe kwartaal. Dis lekker om weer hierdie nuwe kwartaal saam met julle te begin. Hierdie is nou 'n kort week natuurlik, maar altyd lekker en vreugdevol en heerlik om saam met julle so vir 'n oomblik in die Here se teenwoordigheid stil te word. Natuurlik die dag van vooraf te begin soos wat dit moet. En mag julle regtig vervuld wees hierdie kwartaal. Natuurlik na die Paasgebeure, die Hemelvaart wat voorlê, die Pinkstergebeure wat kom, nog baie lekker dinge wat vir ons in hierdie kwartaal gebeur, wat ons op kan terugkyk en weer kan herinner. En dit is vir my lekker om vanoggend saam met julle te wees, en ek wil ons vir 'n oombliekie terugvat na die Paas-Sondaggebeure. En ek wil dit vanmôre doen uit 'n enkele vers in Lukas 24, en ek wil vir julle vers 5 lees. Die vroue het groot geskrik, en hulle het met hulle gesig na die grond toe gebuig. En toe sê die manne vir hulle: waarom soek julle die lewende by die dooies? Sjoe, dis 'n merkwaardige vers hierdie, nê? Nou, dis interessant, in 1963, toe skryf Andrei P. Brink 'n reisjoernaal. En die reisjoernaal se naam was Sempre Dirito, en hy vertel van 'n oomblik waar hy voor Michelangelo se tweede laaste groot skilderwerk gestaan het. Nou, Michelangelo het 'n skildery van Maria geteken, waar sy haar seun se slap liggaam in haar hande vasgehou het, nadat hulle hom van die kruis afgehaal het. En oor daai gedeelte skryf hy die volgende: ons het lank daar op 'n houtbankie voor die kerse gesit en gekyk. En dit het pierend gewerk, sodat 'n mens skoon en gesuiwer en nederig daarvandaan kon wegloop, ingetoe die skemer en die ligte styf reën tegemoet. Is dit nie merkwaardige woorde nie? Woorde wat praat van pynlikheid, weerloosheid, menslikheid. Dit is waarskynlik nogal die emosies wat die Pieta uitgebeeld het, wat 'n mens weer 'n bietjie laat stil staan, en jou laat stil sit, jou laat dink, en wat jou suiwer. Want weet julle, Jesus was menslik, maar hy was ook God. En vandag is hy die lewende God. En daarom kan ek en jy met 'n sagte hart kyk na die Jesus wat vasgespijker was aan 'n kruis, of selfs in Michelangelo se skildery weerloos in sy ma se arms gelê het. Maar ek en jy kan daar wegstap met 'n groot stuk vreugde, want hierdie Jesus lewe. Hy het die dood oorwin, en hy maak vir ons plek langs hom in sy heerlikheid. En ons kan dankbaar wees oor ons Here, wat ook mens was. Maar 1000 keer meer kan ek en jy jubel en juig oor die Here, wat waarlik God is, wat lewe en wat weer sal kom, om ons eendag te kom haal. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. O dierbare Here, o lewende God, ek loof U vanmôre met 'n ingetoe dankbaarheid. En ek sê vir U dankie met die vrede in my hart, dat U die opgestane, lewende Here is. Amen. Dankie julle almal. Hoop julle het 'n wonderlike en 'n geseënde dag. Ons praat môre weer. Totsiens.